Geliefdes, tot my verbasing ook, kan ons voortgaan met ons reeks uit Openbaring. Ons kyk vanoggend saam na die teks van Openbaring 3 vers 7 tot 13. Nou dit klink eintlik soms 'n bietjie snaaks om te dink, ons kan nou 'n goeie Vrydag prediking doen uit Openbaring uit. Maar ons sal hoor hoe die Gees ons lei. En dan sal ons ook sien, Sondag gaan ons voort hiermee, hier weer uit Openbaring te lees. Want die opstanding kan ons ook daaruit kry. Maar vandag lees ons saam Openbaring 3 vers 2 tot 13. 'n skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die heilige en die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit, en niemand sal dit weer toesluit nie. En dit toesluit, en niemand sal dit weer oopmaak. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou, en my nie verloor nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van Satan, die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing, wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, 'n nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees van die gemeentes sê. Ons fokus vers 8. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou, en my nie verloor nie. Soos ek reeds genoem het, dit is steeds deel van ons reeksprediking. Kerk, nie lees soos een wat dood is nie. Vanoggend se tema, die een wat die sleutel van Dawid het, sluit die deur oop, sodat ons voor God kan lewe, selfs al het ons min krag. Geliefdes, is vandag goeie Vrydag. En elkeen van ons weet dit, reg oor die wêreld word dit vandag gevier. Maar as ons baie vandag daaroor dink, dit is eintlik regtig baie 'n snaakse gebeurtenis om wel te vier. Ons herdenk 'n dag waar iemand, natuurlik weet ons is Christus, maar waar iemand gekruisig is. Hy is gemartel, hy het gelei, en toe word hy gekruisig en sterf. Toe word hy in 'n graf geplaas. En dit is wat ons vier vandag. Dit klink nogal redelik morbied en depressief as mens so daarna kyk. Maar iets wat die wêreld nie weet nie, of wat hulle baie maklik vergeet, is dat hy wel opgestaan het. Die dood hom nie kon hou nie. Maar meer daaroor Sondag. Maar terwyl ons dan so kyk na Christus wat gekruisig is, in 'n graf geplaas is, en 'n klip voor die opening van die graf geplaas is, as 'n deur, dat niemand by hom kan kom en hy kan nie uitkom nie. Moet ons ook die vraag vra, waar lê die sleutels van die lewe? Lê dit by die wat tronke en paleise kan toesluit, of lê dit op 'n ander plek? As ons net in ons eie denkraamwerk kan dink, as jy voor 'n deur kom wat gesluit is, neem nie 'n sleutel nie. Vir alle praktiese doeleindes kan jy die kant oop kry. Gaan baie moeite vat, en jy gaan waarskynlik 'n deur of 'n slot of 'n kozijn of 'n ding breek, maar jy gaan nie inkom, nie sommer nie. Miskien kan ons dit ook sien in ons eie lewens, in ons beproewings, 'n deur wat vir ons voel toegeslaan word, ons dalk in ons werksomstandighede is, finansiëel,
materialisties, hoe ook al dit sy. Miskien voel ek, omdat ek alles verloor het, en deur word na my gesin toe gestaan. Maar ons teks van vanoggend ontmoet ons die gemeente van Philadelphia. Hulle het presies dieselfde gevoel. Want hulle, soos wat Christus sê, min krag. Wat gebeur as ek min krag het? Hulle is moedeloos, hulle is moeg. Hulle het nie baie krag nie. Maar in die middel van al hierdie magtelose gevoel wat hulle moontlik kan ervaar, kom Christus en hy maak hierdie radikale stelling en sê, ek het 'n geopende deur voor jou gegee, wat niemand kan toemaak nie. 'n oop deur. Wat sien ons daardeur? Die kruis. Ons sien die kruis van Christus, wanneer ons deur daai deur kyk. Maar om die brief van Philadelphia 'n bietjie meer beter te verstaan, moet ons ook kyk na wat gebeur het in 17 na Christus. Die gemeente wat daar was in die stad, het kwaai onder die druk verkeer dat daar die heeltyd aardbewing was, oor en oor. Dit was deel van die geografie van daar. Soos daar was die heeltyd aardbewings gewees. En in 17 na Christus is die stad uiteindelik geheel en al gelyk gemaak met die grond. Hier en daar was 'n toring of muur of so, maar tog het die mense daar gebly. Buite die stad se muurvalle, die bouval, maar tog is hulle steeds daar gewees. So die beeld wanneer Christus sê, ek sal jou oprig soos 'n pilaar, is nie toevallig. Ek hoop elkeen van ons het al gesien in die briewe van wat geskryf word aan die spesifieke gemeentes, iets in hulle konteks, iets in die omstandighede waarin hulle is, word gebruik as die metafoor waar Christus wil sê, maar julle omstandighede, ek sal julle herstel tot iets anders. En dieselfde hierso, nie pilare nie, maar ek gaan julle herstel tot die pilaar en die tempel van God. En hoe sien ons dit nie ook deur die kruis nie? Dis nie 'n pilaar, soos wat ons verstaan, 'n pilaar wat struktuur bou nie. Maar dit is ook 'n pilaar, dit is wel 'n pilaar die sterke van, dat dit ons stewig vashou naby God. Historiese sproke was die gemeente van Philadelphia baie klein. Dit was nie so indrukwekkend gewees nie. Die gemeente van Laodicea waar ons Sondag kom, is 'n ryk gemeente gewees en die gemeente van Efese was 'n invloedryke gemeente gewees. Terwyl Philadelphia nie regtig, dit was soos Bosvogel, ons weet nie, dit is 'n klein dorpie wat jy verbyry op pad kom. So Pretoria en Potchefstroom is groot ankerpunte, vol. Dit is amper hoe mense in Philadelphia sien. Dit is 'n plek waar ons net verbygaan. Klein, min. Maar hoe wonderlik is dit dat Christus sê, ek sien jou min krag. Ek sien jou moedeloosheid. Ek sien alles wat om jou in duie stond. Ek sien dit. Maar jy het my steeds nie verloor nie. En jy sal die naam ontvang, wat ek ook vir jou gee. Dit is die agtergrond wat Christus dan sê, die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. So Christus maak homself bekend as, ek is die een wat die sleutel het. En dit is nie 'n nuwe beeld wat hy gebruik nie. Dit is 'n beeld wat ons al reeds sien in Jesaja 22. Christus sê, ek is die een wat bepaal wie kom in en wie word uitgesluit. Ek dra die finale gesag. Nie die keizer soos wat in al hierdie ander stede die keiseraanbidding plaasvind nie. Nie die keizer nie. Nie godsdienstige leiers en die fariseërs nie. Nie omstandighede nie, maar ek. Christus is die een wat die deur oopsluit. Vers 8, ons fokusvers. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Hierdie oop deur moet verstaan word as toegang tot God. Christus het inderdaad vir ons 'n oop deur gegee tot by God. Hy het die voorhangsel uiteindelik geskeur. 'n oop deur tot God. Want jy het gesien, die probleem was, lang terug in Genesis, het Adam en Eva besluit dat hulle gaan baie wil optree en het gesondig. Die mensdom is sedert dan, of sedertdien,
is hulle nog die hele tyd besig. Nadat hulle uitgegooi is in die tuin van Eden, of verbann is uit die tuin van Eden, en die deur toegesluit is agter hulle, Adam en Eva van hulle. En die deur vir elkeen van ons toegesluit was voor Christus, om voor God te kom in vrymoedigheid. Was die hele mensdom nog altyd besig om 'n sleutel te soek vir daai deur. Daai deur wat nou toegesluit was. Of dit nou deur wette was, of deur godsdienstigheid, moraliteit, goeie etiese gedrag, goeie werk, en selfs addisionele onnodige offers. Maar steeds het daardie deur toegebly. Toegesluit. En niemand kon daarin. Alles probeer. Omdat die beeld van 'n toe deur wat gesluit is, waarbinne ek en jy nie kan inkom nie. Ons gebruik alle maniere, skroewedraaiers, ons bring 'n boor, ons kry 'n hamer, wat ook al. Al daai dinge, godsdienstigheid, wettisisme, alles. En dan Christus kom en hy verskyn en hy sê, hy is die een wat die sleutel het. Nou waar kry hy die sleutel in ons? As Christus sê, ek is die een wat die sleutel van Dawid het, waar kry Christus die sleutel? En dit is heel eenvoudig. Hy kry die sleutel deur sy gehoorsaamheid aan God. Natuurlik omdat hy ook God self is, die twee nature van Christus. En hy kry dit ook wanneer hy gesê het aan die kruis, dit is volbring. Daar het die voorhangsel van bo na onder gesteek. Die oomblik toe hy gekruisig is en sy laaste asem uitgeblaas het en gesê dit is volbring, het die sleutels spreekwoordelik in die gat gedraai. En die deur is oopgesluit, vir my en vir jou. Hoe wonderlik is dit om hierdie beeld te besef? Daar's 'n deur wat gesluit was nog altyd, vir my en jou, vanweë die sondeval. En Christus kom sluit dit ook vir ons. Die sleutel van Dawid. As ons nou terugdink in die Ou Testament, Dawid, die voorgeslagte koning, en God het ook gesê, uit jou uit sal die verlosser kom. Wanneer Christus vir die gemeente in Philadelphia sê, dat hy die deur oopsluit, is dit nie omdat hy iets gedoen, of hy iets gedoen het, of enigiemand iets gedoen het. Dit is net genade. Dit is net die genade van God, dat hy hierdie deur oopgesluit het, en ons uiteindelik voor hom kan staan. Nie soos 'n priester, een keer die jaar, dat ons elke dag voor hom kan staan. Ons redding berus nie op die klink van goeie dade, of allerlei ander dinge nie, dit berus op Christus alleen, en God se genade. Dit het ook 'n geweldige impak wanneer ons besef wat die implikasies daarvan is, dat hierdie deur oopgesluit is vir ons. Dit beteken dat ons hoef nie te wag vir iemand anders om namens ons te nader voor God. Ons kan dit self doen. Ons hoef nie te wag vir een keer die jaar, ons kan dit elke dag doen. Maar meer as dit, moet ons ook besef, dat daar waar ons windkrag het, kan ons juist daai windkrag voor God bring, in hierdie vrymoedigheid, deur hierdie deur van oop is en sê, Here, ek kan nie meer self dra nie. Ek kan nie alleen. Ek is moeg. My wêreld reg rondom my het in mekaar gesak van weer al die aardbewings en die beproewings en die sondes wat daar om my is in hierdie wêreld. Dit hang nie van my en jou af hoe hierdie deur oopkom nie. Dit hang van Christus af. En daarom kan ek en jy nader tot God. Want die deur is inderdaad oopgesluit. Ons hoor verder, vers 8, omdat jy min krag het en my woord bewaar het en my naam nie verloon het nie. Dit is baie kenmerkend om te sien as ons nou so die reeks al gevolg het rondom die verskillende gemeentes, dan sien ons Christus kritiseer nie die gemeente van Philadelphia om te sê, ja, maar julle het min krag, julle doen nie veel. Hy sê, omdat julle min krag het, ek sien dit. Ek sien dit. Onthou wat ons gesê het in Openbaring 1, Christus beweeg tussen die 7 gemeentes.
Hy is teenwoordig. Ek sien jy het min krag. Ek sien dit. Hierdie min krag dui nie noodwendig aan 'n gebrek van geloof, maar eerder op die omstandighede om jou emosionele gevoel binne jou. Hierdie min krag kan baie maklik dat ons vergeet van die dade aan die kruis. Hierdie min krag sê nie ons het min geloof nie, dit sê net dat partykeer dink ek nog steeds soek vir groot bossleutels om daardie deur oop te sluit. Vra vir al die ouderlinge hier in die kluis is daar mag om sleutels. Nie een van daai sleutels sal ons ooit help om tot God te kom nie. So ons omstandighede herinner ons of dat ons partykeer dink die werk van die kruis is ongebaar. En dan het ons nie meer vrymoedigheid om voor God te gaan. Dan sê ons baie maklik vir mekaar, maar ek wil nie meer hier praat nie, want hy het my verlaat. Ja, hy het ons nie verlaat, hy het ons dom verlaat. Vir die gemeente in Philadelphia en vir ons vandag is die oproep tot volharding sentraal. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving. Ons het gehoor, die deur is oop. Die vrymoedigheid wat ons nou het, om voor God te gaan deur Christus. Ons het die evangelie gehoor, ons moet dit juist bewaar. Want wanneer ons beproewing en ons omstandighede so is, dat ons baie keer die werk van die kruis op Goeie Vrydag vergeet, dan moet ons mekaar ook daaraan herinner, sodat ons staande bly. Die versoeking vir 'n individu, vir een persoon of vir 'n kerk is baie maklik om Christus te verloon. Deur te sê, maar waar is God? As hy waarlik my lief het, waar is hy? En ons kan nie so dink daaroor. Ons kan nie daaroor praat, ons so daaroor praat. Miskien ek alles verloor. Geliefde aan die dood afgestaan. Waar is God nou? Ons moet nie so daarom kyk nie. Ons moet juist kyk daarna dat die deur oop is. En ons kan met God nader en vir hom sê hoe ons voel. Ons het die nuwe identiteit in Christus, sodat ons juist dit ook kan doen. Hy gee vir ons vrye toegang tot God. Die sleutel is gedraai. Nou, hoekom lewe ek en jy, as op daai sleutel nooit in die steel gesit is, of gedraai is? Hoekom leef ons nog steeds soos mense wat ons eie redding wil bewerk? Laastens sien ons in hierdie teks praat hy ook van die eskatologie van die teks. So eskatologie is die eindtyd dinge. As ons net so vir die kinders wil verduidelik, so eskatologie kom ook uiteindelik waaroor die Engelse woord vir escalator vandaan kom. So dinge eskaleer tot so 'n punt dat die koms van Christus nou uiteindelik is. So dit wys na die eskatologie van die teks, waar Christus sê, ek kom. En nie wanneer die ek kom gou. Ek is op pad. Christus herinner sy gemeente as individue, maar ook as kollektiewe gemeente saam. Ek kom. Die stryd is nog nie verby nie. Die einde is nog nie daar nie, maar ek kom. Hou vas aan my naam. Hou vas aan hierdie feit en hierdie belofte dat die deur oop is deur die kruisiging. Kom na God die Vader toe. Dit is klaar gedoen vir jou. Want uiteindelik sien ons hoe die doringkroon wat Christus gedraai het in die kruisiging vir ons oorhandig word in 'n oorwinningskroon. Waar dit nie meer dorings is nie, maar waar dit 'n oorwinningskrans is. As ons terugdink aan die gebeure van Goeie Vrydag met Christus, dan sien ons waar hy 'n doringkroon gedraai het. Want mense het gesê, ja, jy sê mos jy is die koning van die Jode. Jy sê mos jy is die kind van God. Red jouself in die kruis af. Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Maar wanneer ons uiteindelik ten spyte van verdrukking en vervolging en omstandighede
steeds aanhou vashou aan Christus en God, dan sien ons hoe daardie doringkroon uiteindelik verander, soos wat Openbaringstekst sê, die oorwinningskraans. Die oorwinningskraans wat almal kry, wat vashou aan God. Die wat uiteindelik deur die lewe gegaan het, uiteindelik volhard het onder alle omstandighede, en vasgehou het aan God, deur die deur wat oopgesluit is. Sodat ons uiteindelik kan vasstaan soos 'n pilaar. En nie die werke van Goeie Vrydag vergeet nie. Geliefdes, onthou julle toe ek vroeër gesê het van die aardbewing wat onstaanbaar was. Nou, die oorwinnaars sal soos pilare staan, terwyl die hele wêreld om ons in duie stort. Uiteindelik ook by die koms van Christus. Daar's 'n paar dinge wat ons moet wegvat van ons prediking. Eerstens, moet ons erken dat ons ook min krag het. Ek en jy het ook baie min krag in baie omstandighede, in baie dinge. En daarom moet ons vertrou op God alleen. Hoekom? Want die deur is oop. Die sleutel van Dawid het die deur oopgesluit vir my en jou, sodat ons kan nader. En uiteindelik fokus op God, sal uiteindelik ook die oorwinningskraans ons gee. Mits ons nie hom verloon of sy naam verlaat nie. Terwyl ons vandag nadink oor die leiding van ons Here, moet ons besef, sy leiding is uiteindelik ons waarborg op stabiliteit in 'n wêreld waar die heeltyd aardbewings beleef. Die uur van beproewing wat oor die hele wêreld sal kom, sal elkeen voel, maar die leiding van Goeie Vrydag weet ons wat die uiteinde is. Die opstanding van Christus op die Sondag. Waar lê ware mag in hierdie wêreld? Waar lê die ware sleutels? Die ware krag en die ware mag lê in die sleutel van Dawid, in Christus self, die een wat die deur oopgesluit het. Gaan dan heen vandag na jou eie huis, na jou eie familie, eie gesin toe, en weet en verkondig dat die deur oop is. Hy is nie meer toe nie. Ons is nie meer beperk om weg te wees van God af nie, maar jy is voor om te kan lewe. Weet verseker, daar is troos. Weet verseker ook, dat die belofte sal vervul word, wanneer hy sê, ek sal jou oprig soos 'n pilaar. Christus het gesterf. Hy het die deur oopgesluit vir ons. Laat ons dan so lewe, met mense wat vrye toegang het tot God.